Heartbeat FM en is ingeskakel op Huishart en dis natuurlik nou elke Vrydag tussen 9 en 10. En ons doen jou storie vir sy glorie en vandag is Suzelle in die ateljee. Welkom Suzelle. Môre Richard, lekker om hier te wees. Welkom hier by Heartbeat FM, is wonderlik om jou hier te hê. Ek sukkel hulle rukkie om jou hier te kry, né? Maar jy's 'n besige vrou. Nee, ek is meer skie en skaam, jong. Dit is meer my persoonlikheid, ek is 'n introvert wat haat. So ek sukkel so 'n bietjie vanoggend om hier voor almal te sit. Dis so. Maar dis my voorreg. Ja, ek het nou al onder jou bediening gesit 'n paar keer waar jy die woord bedien het en so aan en ek weet jy's 'n gesalfde vrou van God. Ek ervaar die salwing van die Heilige Gees, 'n soete teenwoordigheid van God se Gees op jou lewe. En ek kan sien hoe dit deur jou skyn en ek weet dat ons kykers en ons luisteraars gaan regtig waar ervaar vandag hoe die Here hulle aanraak. Vader, ons dank U vir U Gees. Ons dank U dat U vir Suzelle sal lei. Dat haar woorde U woorde sal wees soos wat sy spreek met die luisteraars. In Jesus se magtige naam. Heilige Gees, ons verwelkom U in hierdie plek in Jesus naam. Amen. Wel, ons val sommer so met die deur in die huis altyd hierso op Heartbeat FM, want ons radiotyd is diertyds. Suzelle, vertel ons so 'n bietjie van waar jy groot geword het, jou kinderjare en so aan. Richard, ja, ons het daar in die noordelike voorstede in Johannesburg groot geword, in Randburg. Ja, ek dink, my kinderjare was heel uneventvol, as ek dit so kan stel. En ek het in 'n familie groot geword, altyd bietjie gevoel ek's die odd one out. Was baie skaam en stil en baie reserved. En my familie, ons was nie 'n gelowige familie nie, ek het nie in 'n gelowige huis groot geword nie. Was maar Afrikaans tradisioneel. Ek onthou een ding wat moes gedoen geword het, is jy moet jou kategese seels kry. Dit was so erg soos 'n matrieksertifikaat, so al het dit beteken jy word op Sondag na kerk by die kerk afgelaai net om jou klasie by te woon, want daai seels moet jy kry. Dit was my bekendstelling van wat 'n gelowige is. Maar ek het altyd 'n ontzag vir die Here gehad. Ek onthou dit. Ek was altyd bewus van hom in my lewe. Ja, ek het nie 'n close verhouding met my ouers gehad nie. Ek het so bietjie alleen gevoel, as ek dit so kan stel. Daar was 'n soeke na meer. Was baie onafhanklik. En was eintlik so half 'n bietjie op my eie missie in die lewe, as ek dit so kan stel. Ja, en ek het nie 'n bewustheid gehad van die Here nie. Ergens in hoërskool het ek 'n vriendin gehad wat ek kon sien sy glo in Jesus en Jesus het vir my half 'n nuwe betekenis opgeneem as ek na haar gekyk het. Ook as ek by haar gaan kuier het, by hulle familie kon ek sien die Here is 'n reality in hulle lewe en dit het regtig actually met my bietjie begin praat. En ek sou sê dit is waar my bekendstelling aan die Here begin het. Ek was nog definitief nie gered nie, maar daar was 'n nuwe bewuswording en in my oë was ek gered, laat ek vir jou dit so stel, want jy ken die Here. Jy weet jy het moes nou groot geword, jy weet met 'n Bybel en die tipe van ding, maar ek was definitief nie gered nie. Ja, dis interessant wat jy sê, want dit is nogals redelik sterk in ons tradisie as Afrikaners, waar ons voel ons is as Christene gebore amper, en wanneer ons aangeneem word, voorgestel word, katkeseer, wat ook al ons deurgaan as 'n proses, dan voel ons dis om die Here te dien. En nog 'n ding wat interessant is dat jy sê, hierdie persoon het die lig van Jesus geskyn, en dis net weer eens vir ons 'n bewys dat daai stille getuie van ons lewe om ons lewenslig te laat skyn. Nou, waar het jy toe nou tot die besef gekom wat jy besluit gemaak het om Jesus te volg of 'n ontmoeting met hom gehad? So, jong, ons het redelik, toe ek in my hoërskooljare was, het ons deur 'n redelike klomp moeilike dinge gegaan. My pa was 'n dobbeler, wat 'n
hy het gedobbel. Yes, ja. En hy het my ongelukkig ook op 'n jong ouderdom daaraan blootgestel. Sure. En dit was nie vir my 'n snaakse konsep nie. Dit Ja. was baie normaal in ons huisgesin. Ek onthou my pa sou sommer baie geld wen, dan kom hy by die huis en gooi hy die geld so in die lug en Yes. dan is ons baie ryk. Sure. En dan die volgende week het ons weer alles verloor. En Sure. éventueel het ons het alles verloor, ons huis, ons karre, alles. Dit was vir my verskriklike groot skaamte in hoërskool. Maar ergens in hierdie tyd het ek verskriklik verlief geraak. Maar ek was nog jonk en ek het letterlik vasgeval in 'n verhouding van 7 jaar. Ek dink dit het half my security geraak, my veilige plek. En ek was vir 7 jaar in 'n ungodly verhouding. Okay, sure. En in hierdie tyd, toe ek so 21 was, het die Here met my begin praat. En ek het begin voel, ek wil purity nastreef in my verhouding. Yes. En ek het hierdie onderwerp gehad met die ou wat ek destyds gesien het. En ons het amper al ooreengekom, okay, is 'n nuwe konsep nou wat ons hier aanpak. En weet jy wat, net nadat ek daai besluit geneem het, nog nie gered nie, Ja. toe kom my pa tot sterwe in 'n ongeluk, 'n karongeluk. Dit was 'n verskriklike skok vir ons as 'n familie. My ma was verskriklik, die skok van dit het haar oornag oud gemaak. Shame. My broer was jonger en ek was 21 en ek het eintlik nie geweet hoe gaan ons deur hierdie krisis kom nie. En ook in daai tyd toe het my verhouding opgebreek van 7 jaar. So toe's daar niks security nie, niks om aan vas te hou nie. En ek onthou ek het een aand in my kamer gesit en ek het net uitgeroep na die Here. En ek het net daar gesit, ek sal daai prentjie nooit in my lewe vergeet nie. Ek het daar gesit en ek het uitgeroep na die Here toe, want ek was so alleen. En weet jy wat, op daai oomblik het die Heilige Gees my ontmoet. Hy het my kom comfort. En dit was supernatural. Ek weet nie om dit vir iemand te verduidelik nie, maar toe ek daar opstaan, toe is ek nie meer hartseer nie. Toe het ek alle vrees vir die dood verloor. En toe weet ek, iets het geshift in my binneste. En die mooiste van daai oomblik is ek onthou iets het my vasgehou en my fisies getroos. En van toe af het ek nooit weer alleen gevoel nie. Ja. En ek het al opgestaan en ek het besluit, Jesus is die enigste weg. Dit was net 'n onmiddellike besluit. As ek nou terugkyk, dink ek die Here het my besluit gehonour van purity. Ja. En hy het my net kom supernatural ontmoet omdat ek gehoorsaam was. Ek het sy stem gehoor, al was ek ongered. Ek het begin ag gee daarop en hy het my gehoor. Wow. Want sy woord sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. En dis presies wat gebeur het. Ek het daar uitgestap, dadelik by 'n AGS Randburg aangesluit. Kyk, ek het nog aan niks geglo nie. Ek het nie geglo in die groot doop nie. Hierdie tale ding was vir my 'n baie snaakse ding. Ek het net geglo aan Jesus. Hy het vir my gesterf en ek kan nou vir ewig lewe. En so het die Here pad met my begin stap en hy het my lewe omgedop, maar ek was sold out van hom. Ek het besluit, dis die enigste manier hoe ek wil lewe. Daar is geen ander manier nie. En hy was my eerste liefde. Ek sê nou nog as ek met mense praat, maak Jesus jou first love. Amen. Ek kan alles verloor en ek sê die regheid, ek kan my kinders verloor, ek kan my man verloor. Ek kan net nie Jesus verloor nie. Hy is my alles en want hy was daar toe daar niks was nie. En daai besluit het my hele lewe verander. Ek dien hom nou al vir 28 jaar. Ja, op en af. En ek sê altyd, dit gaan nie of jy van die perd afval nie, dit gaan of jy weer op die perd klim. En ek glo daarin dat jy aanhoudend moet transform en verander en dat jy altyd dieper, altyd hoër kan gaan saam met hom. Tot die dag wat ek my oë toemaak, weet ek gaan my aanhou verander en dit is waartoe hy ons albei roep. Ons kry so baie luisteraars wat vir ons agterna boodskappe stuur en selfs op die radiostasie boodskappe stuur wat sê hulle is in 'n dergelike situasie, hulle is op 'n punt wat hulle nie meer wil leef nie. Ek het nou die dag vir iemand gehad wat gesê het hulle wil hulle eie lewe neem ergens in Middelburg, so reg oor Suid-Afrika.
vind jy daar's baie mense wat te neergedruk is en wat voel hulle kan nie meer aangaan nie. Soos wat jy ook was, glo ek, op daai stadium van jou lewe, watse advies en raad sou jy vir hulle gee? Ja, Richard, ek dink dit is 'n journey wat jy stap. Eerstens is om uit te roep na die Here. Dit is jou eerste stap. Jy roep uit na hom. En jy moet ook accountability vat. Jy moet stappe neem en hier praat ek nie van jy doen iets om iets te kry nie. Ek praat net van byvoorbeeld reik uit na 'n gemeente wat jou kan ondersteun in jou journey. En begin 'n pad stap. Connect met iemand wat jy kan sien wat 'n lewendige verhouding het met Jesus, wat vrug dra. Ek sê ook kyk na iemand se lewe, nie na hoe kragtig hulle voorkom nie. Wat is die vrug in hulle lewe? Die vrug sê alles. Kyk na iemand se vrug, as hulle goeie vrug het, vra vir hulle, luister, kan jy my mentor? Kan jy my help? Ek sukkel. Om regtig uit te reik, 'n gemeente dink ek is 'n goeie familie om by te begin, om jou deur dit te help. Weereens kyk na die vrug van die gemeente. En ek voel ons is nie gemaak om die pad alleen te stap nie. Weet jy wat, die Here het vir my iets awesomes in my journey gewys. Ek was baie trots op my onafhanklikheid, my selfstandigheid. Dis 'n Afrikaner ding. Ek was so trots op hierdie karaktereienskap. En weet jy wat? So 'n paar jaar terug toe sê die Here vir my, weet jy wat, hierdie onafhanklikheid van jou is glad nie vir my mooi nie. Dis 'n baie lelike karaktereienskap en jy het nodig dat ek jou vrymaak van dit. So dit het my ook geleer. En dit is die journey. Jy het ander mense nodig. Die Here het ons gemaak om saam 'n pad te stap. Nou ja, ongelukkig ons is mens, nee, ons gaan mekaar teleurstel. Altyd as ek 'n journey met iemand stap, dan begin ek dit met, weet jy wat, ek gaan jou teleurstel. Ek gaan iets doen om jou te offend. Ek gaan ergens iets verkeerd doen. Maar moenie dat dit jou wie Jesus is verander nie. En ek dink dis die ander ding is, ek het nooit my pad, my journey met Jesus gebou deur wat ek van iemand deur om op te kyk net na iemand nie. Of aan hulle lippe te hang nie. Hulle het my definitief gehelp in my journey. Maar my nommer 1 input was altyd die Here self. Ek glo aan 'n beginsel van tyd maak vir hom, om stil te raak met hom en om nie tradisioneel jy sit nou en jy bid vir 10 minuutjies en jy lees vir 5 minute en dis nou gedoen nie. Ek praat van 'n lifestyle van jy's in conversation met hom. Dit is wat jou verander, want hy gaan vir jou wys byvoorbeeld, hierdie is nie so mooi nie, kom ons verander dit. So ek sal iemand encourage om by 'n familie betrokke te raak in wat van gelowiges, wat jou kan help, want daar's klomp paaie. So ek glo daarin, kom in die kerk, word saam gestig in die gemeente. Ek glo aan 'n klein groep van gelowiges wat by mekaar kan kom en mekaar kan mentor op 'n journey. En ek glo ook dat jy moet deur 'n proses gaan waar jy introspeksie tot jouself hou en deel met bagasie. Ek is 'n groot voorganger van bagasie moet uitgesorteer word. As jy dit nie uitsorteer nie, dit gaan uitpop. Ek sê altyd, al hierdie midlife crises waarmee mense sit, dis bagasie wat nie uitgesorteer is nie. En jy moet jou bagasie uitsorteer. Om dit net te gaan bære en hoop dit gaan weggaan, sal nooit werk nie. Jy het nodig om deur daai wonde te werk, om genesing van dit te kry. Net die Here kan daarmee help. En dit maak jou 'n whole healed person. Ek kan hoor hoe die Heilige Gees deur jou lope praat, want toe jy sê, roep uit daai eerste fase en ook wat jy genoem het, die belangrikheid van die lokale kerk en van die pad wat ons stap met mekaar as ander gelowiges, is alles so belangrik. En hoeveel van die mense deur die jare vir wie ek bedien het ek al uitgedaag. Sê ek, hoor jy roep uit na die Here. Begin hom te soek, begin uit te roep na hom
elke slag wat ek het vir mense gesê, dan kom hulle terug na my, dan sê hulle het hierdie waaragtige ontmoeting met Jesus gehad, soos wat jy in jou kamer gehad het. Na daai ontmoeting is jy nooit weer dieselfde nie. Maar van daar af, soos jy sê, dan begin jou pad, en dan moet jy prakties wees, jy moet 'n woordgebaseerde kerk kry. Ou Joe se getuienis was ook mos maar hier op Heartbeat FM, 300,000 mense daarna gekyk, en ook ingestap by julle gemeente, en aangeraak deur die Heilige Gees daar in julle gemeente. Dis waar die Here hom ontmoet het, en baie kere is dit hoe die Here werk. In daai koöperatiewe salwing is daar dinge wat gebeur wat nie op jou eie kan gebeur nie, maar dit begin by jou aflê van jou lewe, en dan verwag die Here dat ons is 'n liggaam, ons is lidmate, jy het 'n vinger, jy het 'n hand, jy het 'n voet. As geen manier wat jy op jou eie kan staande bly nie. Ons het 'n getuienis 'n paar maande terug ook op die radio gehad, wat die persoon eintlik gesê het, hy het tot bekering gekom, en hy het nie geïntegreer in lokale kerk nie, en hy het teruggeval, en hy het amper sy lewe verloor, want die duiwel het dadelik gekom en hom probeer steel. Nou ja, vertel ons bietjie van die bediening. Hoe het jy in die bediening betrokke geraak? Ek weet jy's nou in die bediening, ons vat ons gou deur, waar het dit begin, en waar is ons nou? So ek was baie frustreerd, want die Here het besluit hy train my in die corporate wêreld. So vir baie jare het hy my in corporate getrain, en hy het regtig 'n journey met my daar gestap, maar my hart het vir die Here gebrand, en ja, en so die Here het my nooit release om voltyds saam met my man. So die uiteinde is, ek het geweet ek gaan 'n man trou wat lief is vir die Here. Ek het vir myself gesê ek sal vir niks les settle nie. En ek het ook nie 'n man nodig gehad nie. En ek dink dit was ook die beste plek om te wees voordat jy jou lewensmaat ontmoet. En so het ek getrou met 'n pastoor, maar iemand wat regtig opreg is. Maar die Here het my nooit aangestel as pastoorsvrou nie. Hy het my gehou in corporate. Ek was nie gereleased vir werk in ministry nie. My ministry was in corporate, want dis waar die Here my wou gehad het. So ek glo daarin dat jy moet jou roeping uitleef waar God jou plaas. Dit beteken nie noodwendig voltydse ministry nie. Dit is die grootste fout wat nuwe mense doen, wat passionate is vir die Here. Net omdat jou hart brand vir Jesus, beteken dit nie jy moet in voltydse ministry gaan nie. Dis een van die grootste lokvalle van die vyand op die oomblik. Party van ons is geroep om in corporate 'n massiewe verskil te maak, en ons moet dit honor, want dis gehoorsaamheid aan die Here. So in hierdie journey, terwyl ek nog in corporate was, my hart het gebrand vir bevryding en vir oorlogsvoering, geestelike oorlogsvoering. So ek het alle kante van dit gesien, die nie so mooi nie, en die fantasties, en ek het baie gewonder oor hierdie dinge, maar ek kon voel ook die Here is besig met iets, en ek het in 2014 het die Here 'n woord oor my gespreek. Ek glo ook daaraan, die Here spreek eers 'n woord oor jou, ander bevestig dit. Amen. Maar iemand gaan nie iets splinternuuts oor jou lewe bring, wat jy nie al klaar in jou hart bring nie. En so die Here oor my lewe begin spreek. Ek het dit gejournal. Kyk, ek het boeke geskryf. Ek het hordes journals. Ek het vandat ek die Here leer ken het ek alles neergejournal wat ek met die journey wat ek met hom gestap het. En in een van hierdie tye wat ek met hom gespandeer het, het hy vir my gewys dat hy wil my gebruik om mense vry te maak van die leuns wat hulle vashou. En ek het gedink, Here, ek weet nou nie wat dit behels nie. Kyk, laat ek jou gou nog 'n getuienis vertel. Op skool was ek so skaam en stil dat ek my letterlik in pauses in die badkamer toegesluit het. Want mense het nie verstaan my skieheid nie, en hulle het ongemaklik gevoel, en dit het my awkward en ongemaklik laat voel. So ek het net weggekruip. En ek het sou nooit op 'n platform praat of enige iets nie. En weet jy wat? Dis een van die goeders wat die Here die meeste in my verander het. Hy het 'n boldness vir my gegee om te praat. Dis nog steeds vir my angswekkend. Ek gaan nie ook, maar dis nie my natuurlike staat nie. En wat nou nog groter is dit my man het my gevra om ook die platform met hom te deel. En dit is my ongelooflike pad van geloof om in hom te vertrou, die Here. Maar nietemin, so daai
So ek het gehoor hoe die Here vir my sê, hy wil my gebruik om mense te help om vry te kom van leuns. En dit was vir my baie interessant en ek het hierdie visie bly neerskryf en die Here dit aanhou bevestig oor my lewe. En so 2-3 jaar daarna, toe kom ek in kontak met iemand, toe share ek 'n bietjie met hulle my hart vir mense om vry te kom. Toe sê hulle vir my, maar weet jy wat, daar's hierdie innerlike genesings ministry, gaan ondersoek dit. En so het ek dit gaan uitkyk, maar ek het by myself gedink, kyk, ons raak mos maar baie keer arrogant in ons journey met die Here. Ek het gedink ek's redelik uitgesorteer. Daar is nie veel meer wat die Here nou kan doen in my lewe nie. Baie gevaarlike plek om te wees. En maar ek het gegaan net om dit uit te kyk, want ek kan nie iets doen wat ek nie self ervaar het nie, en ek het gegaan. En die Here het my daar op 'n nuwe plek ontmoet en hy het diep wonde wat ek nie eers van geweet het nie, het hy kom aanraak. En hy het dit genees. En ek het uit daai sessie uitgestap en iets het net nog 'n keer geskuif in my lewe. En dit het my verander. En goeders wat ek, slegte gewoontetjies, wat ek so lank mee gesukkel het net van my afgeval na daai sessie, omdat die wonde genesing gekry het. En vrees was byvoorbeeld een van hulle. Vrees het net van my afgeval. En ook daar het my verhouding met Papa God begin. Kyk, Jesus was van die begin af my hero. Hy is die ene wat ek ontmoet het, hy is die ene wat ek passionately verlief op geraak het. En ek's jammer, maar ek het 'n intieme verhouding met die Here. Ek glo in 'n intieme, lewendige verhouding met hom. Maar ek het nie geweet hoe intens lief Papa God ons het nie. Jy sien, ek het 'n diep pa wond in my hart gedra. My pa het ongelukkig nie geweet hoe om fisies vir my te wys, hy is lief vir my nie. Hy kon ook nie vir my sê hy is lief vir my nie. So ek het groot geword sonder iemand wat my affirm. En toe ek leer, Papa God is 'n goeie vader. En hy roep ons eintlik na sy skoot. En hy wil vir ons sê wat ons vir hom beteken. Toe ek daai nuwe pad ontdek saam met Abba Vader, toe verander alles in my lewe, want hy het my geleer wie ek is. Ek kon hoor hoe hy vir my sê, ek is sy geliefde dogter. Ek kon hoor die planne en drome wat hy vir my het, en ek kon veilig voel, ek kon na hom gekyk het, en daar het nog 'n verdieping gebeur, en dit het 'n shift in my lewe gemaak. Maar saam met identiteit kom dit waar die Here dan vir jou sê, okay, maar nou het ek werk vir jou om te doen. Ek het 'n roeping. Ek glo dat elke persoon het 'n roeping. Dit maak nie saak hoe lyk daai roeping nie. As jou roeping is om die strate te vee op 'n excellent manier, dan doen jy dit. En jy gaan vervuld wees daarin. Maar dit gaan oor wat het hy jou geroep om te doen. En toe ek begin weet wie ek is, en hy het klaar sy roeping met my al gedeel, toe ek terugkom van daai innerlike genesingssessie, het ek besluit, ek wil dit opstel in ons gemeente. Ek het vir die Here gesê, ek weet nie waar om te begin nie, maar gebruik my en stuur vir my mense om deel te vorm van hierdie span. En so het ons 'n Zouzou bediening begin by Soteria gemeente, en ons het mense begin betrek wie se harte ook is om net na mense te luister en om hulle te bedien in liefde. En ons het net saam met die Here, Abba Vader en Heilige Gees begin 'n pad stap saam met mense om te kyk wat is die deure wat oop is in jou lewe wat toegang gee vir die vyand. Die vyand kan net steel, verwoes en doodmaak as jy vir hom toegang gee. En daar's 'n rede hoekom hy toegang het. Maar as jy die regte terugneem van die rede hoekom hy toegang het, dan seël Jesus daai deure toe in jou lewe. Maar as jy vir hom die toegang gee, byvoorbeeld Richard, as jou seksuele deur oop is in jou lewe, jy gee toegang vir die vyand. Jy kan hoe lief wees vir die Here. Jy gee toegang vir die vyand om te steel, verwoes en dood te maak. Jy moet leer, wat is dit wat daai deur oophou?
Hoekom sukkel jy daarmee? Vra Jesus om daai deur toe te maak, sodat jy vry kan wees. Want Jesus sê hy kom om lewe en lewe in oorvloed te gee. Maar dan moet ons gehoorsaam wees en help nie ons volg die Here voluit. Maar ons hou aan vir die vyand toegang gee nie, want hy sal destrooi. Ek sê altyd, hy kan nie veel doen daaroor dat jy gered is nie, want Jesus se werk aan die kruis is net so kragtig. Hy weet dit. Hy weet, as iemand tot redding, daar is niks wat hy kan doen omtrent redding nie. Maar een ding wat hy baie goed mee is hy stop roeping. Redding nie, roeping stop hy, want roeping dit destroy the kingdom of darkness. En hy weet dit. So hy wil nie hê jy moet weet wie jy is in Abba Vader se oë nie, en hy wil nie jy moet jou roeping uitleef nie. En jy kan dit net by Abba Vader kry. So ons bediening en dit is nie net tot Soteria toe verbind nie. Ons het verskeie mense in ons span van verskeie gemeentes. Dis die ander ding wat ek glo, daar is nie 'n regte of 'n verkeerde gemeente nie. Ons almal, solank ons Jesus liefhet en die werk doen wat in die woord is, doen ons dieselfde ding. Ons is besig om die koninkryk uit te brei. Ons het begin met die bediening 8 jaar terug. En ons bedien mense wat hulp nodig het, dis gratis. En ons sien hoe Jesus op 'n liefdevolle manier mense vrymaak. Hulle wonde, wat hulle opgedoen het as toe hulle kleiner was, kom genees en hulle in staat stel om hulle identiteit te bereik in wie hulle is in Abba Vader en dan om hulle roeping uit te leef. So dis die bediening, maar dit is 'n bediening van 'n klomp mense wat saam bedien. Dis die ander ding van die bediening, dis nie net een persoon wat dit hardloop nie, daar's accountability, want dis die ander ding wat lelik skeef trek in die liggaam van Christus, is mense wat op hulle eie bedien, kan baie skade doen. Kom ons bedien saam, kom ons help saam, kom ons wees 'n liggaam saam. Volgens die woord natuurlik, alles volgens die woord. Ek voel hoe die Heilige Gees die gesprek lei. Ek weet ons is veronderstel om te probeer praat oor jou lewe en so aan, maar jy roer iets aan wat ek voel in die Gees baie relevant is. Want as baie Christene wat 'n val opstaan bestaan voer, wat tot bekering gekom het, en wat Jesus aangeneem het en wat lief is vir Jesus, maar hulle sukkel in hulle lewe. Hulle is soos Dr. Sarel van der Merwe van Theologos noem dit altyd sielsiek. Hulle bly sielsiek en in die area van die siel is daar geweldige probleme en dit is so relevant wat jy sê. Ons sien dit vir hoeveel jare in die bediening waar mense in siklusse vasgevang is en hulle kom net nie bo nie. Mense met geweldige potensiaal wat regtig waar 'n roeping van God op hulle lewe het, maar omdat hulle daai areas nie aanspreek nie, bly hulle in daai siklus. Dis net asof dinge net altyd verkeerd loop. Ja, dis hulle volg net weer 'n siklus. Ek noem dit om die berg te stap die hele tyd, maar jy gaan nooit op met die berg nie. En dit is nie die lewe wat Jesus vir ons in gedagte gehad het nie. En hy wil ons equip om dieper en hoër te gaan. En ek gaan ook iets sê, kyk, as jy Jesus aanneem net om eendag in die hemel te kom, dan is dit 'n baie hartseer saak. Maar dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan daaroor om nou sy koninkryk uit te brei hier op aarde. Dit gaan daaroor om 'n impak te maak. Ons elkeen is geroep om 'n impak te maak. Ek meen my grootste hart is as ek eendag my oogies vir die laaste keer toemaak en ek stap oor om, soos ek by die Vader toe kom, om te hoor dat dit wat hy vir my oor aangestel het ek uitgevoer. En dis al wat ons moet doen, is ons moet net ons roeping, dit wat ons voor geroep het, maar om net in die hemel te kom, soos ek dit noem, dit is nie waarvoor jy gemaak is nie, jy's geroep om te lewe. En ook ons verhouding met die Here is veronderstel om intiem en lewendig te wees. As dit dood is en daar's geen verandering nie en daar's geen groei nie, alles bly dieselfde, dan is ons op 'n gevaarlike plek, want dan het ons nie impak nie.
Dis enigiets wat lewe groei. Yes, dit Iets wat is nie so. groei nie is dood. Presies dit, presies Ja, dit. en die Heilige Gees het 'n plan met ons lewe. Ja. Nou verduidelik vir ons luisteraars en ons kykers net so 'n bietjie, okay, nou iemand kontak julle en sê, weet wat, ek het 'n probleem, ek voel ek het probleme in my lewe. Wat is die proses wat julle volg? So op die oomblik, ons is redelik vooruit bespreek, Ja. omdat daar soveel gebrokenheid is Natuurlijk, en ook omdat mense nie regtig 'n plek het om hierdie dinge deur te werk nie. Yes. Maar dis baie eenvoudig. Hulle kontak my en ons reële afspraak vir hulle. Ons is 'n span van omtrent so 25 wat saamwerk. Elke sessie is omtrent so 2 tot 3 ure lank. En ons maak 'n afspraakie. Ons doen omtrent so 10 tot 8 tot 10 sessies 'n week. Ons is redelik vooruit bespreek. Maar sodra die persoon met ons kontak maak, sit ons hulle op die skedule, ons hou kontak met hulle en ons werk dit deur met hulle die sessie. Wat ons ook, deel van ons manier van bediening ook is om te sê, weet jy wat, ek glo dat Jesus vry maak, Ja. dadelik. Maar om jou vryheid uit te loop, is 'n ander ding. Ja. Jesus kan jou dadelik vrymaak en jou volkome vrymaak. Ja. Maar daarna het jy 'n keuse hoe jy jou lewe gaan Dit is uitloop so. vorentoe. En so ons encourage dan ook mense, waar is jy betrokke? By watse Yes. gemeente? Want dit is belangrik. Ja, Is jy by 'n selgroep Ja, wat saam amen. met jou hierdie journey Ja. kan stap? Want anders raak jy vry, maar jy groei nie. Dit is so. Jy's gered, maar jy groei nie. Ja. So dit bly 'n journey. Ja. Dit is 'n ongelooflike ontdekkingsreis om Ja. saam met Jesus se pad te stap. Ja. En dis 'n aanhoudende reis. Dit hou nooit op nie. Ja. Dit kan nie ophou nie, want dan staan ons stil. Ek dink dis waar wat jy sê, want mense soek geïsoleerde oplossings. So hulle wil hê jy met jou hande op hulle lê en dan moet hulle vry wees, maar hulle verstaan nie dat die woord van God gee vir ons die instruksies van hoe ons in oorwinning kan kom, hoe ons in oorwinning kan leef en hoe ons in oorwinning kan bly. Yes. En ons moet die woord volg en ons moet die woord gehoorsaam wees. En as ons aspekte van die woord nie gehoorsaam nie, dan is daar nagevolge. Altyd. En dis baie keer in die beradingssessies of wanneer mense kom en hulle sê, weet wat, ek soek hulp. En jy sê vir hulle, okay, die hulp is, jy moet elke week by die selkerk wees, jy moet by die bidhuur wees, jy moet by die lokale kerk se diens wees, en jy moet in 'n bidding verkeer, jy moet jou Bybel lees, en jy moet bid, en dis nie moets en moenies nie, maar wat ons sê is, dit is die afdruk, tools. ja, van hoe ons vernuwe in ons gemoed, hoe ons in 'n posisie kom ons gedagtes gevange kan neem en hoe ons genesing kan ontvang en in daai genesing kan leef, en wanneer die vyand se aanvalle kom en die gedagtes kom en al die probleme kom, hoe ons dan geestelik kan in oorlogvoering ingaan en 'n lewe van autoriteit en krag leef. Maar mense dink dis godsdienstig, of hulle dink daar's iemand wat 'n gawe het wat vir hulle die hande op gaan lê en dan is hulle lewe uitgesorteer van daar af. Maar soos jy sê, dis 'n journey, dis 'n proses. Maar dis 'n proses waar ons moet gehoorsaam wees en ons moet bereid wees om te sê, Here, waar wil U my hê? Nou die dag te vra iemand vir my, wat is die beste kerk? Toe sê ek, die beste kerk is daar waar God jou plant. Want daar waar hy jou plant, moet jy groei. En as jy die hele tyd spring van kerk tot kerk tot kerk, dan is daar 'n probleem binne in jou. Dis nie by die kerk nie, die probleem is by jou, daar's iets fout. En jy moet deel met dit. En as 'n mens net brutaal eerlik met jouself is, en toelaat dat die Heilige Gees met jou praat, dan kom verandering en dan kom oorwinning. Maar as jy lieg vir jouself die hele tyd en jy blame shift die hele tyd, jy soek die hele tyd scapegoats, jy blameer ander mense, dan gaan jy nooit daai oorwinning kan hê en kry en behou nie. So die oplossing is daar. Ek is baie jare in die bediening myself en ek het gesien in my eie lewe, daar's tye wat ek regtig nie 'n goeie Christelike lewe geleef het nie, en wat dit nie baie lekker was nie. Maar dit was omdat ek ongehoorsaam was. Maar toe ek myself in lyn bring met God se woord, toe ervaar ek God se seën op my lewe, ek ervaar God se vrede in my hart, ek ervaar God se oorwinning oor elke aanval. En die aanval het nie weggegaan nie, maar dit is soos daai storm wat kom, die huis moet op die rots gebou wees, en
ongelukkig is meeste van ons ongehoorsaam in Matteus 5 tot Matteus 7 waar Jesus die bergprediking gee. Al die instruksies wat hy sê, alles wat hy sê ons moet doen, ons doen dit nie. En dan is ons huis op die sand gebou. So ons moet regtig waar toelaat dat die Here ons verander. Wanneer ons sê Here, ons gee ons hart, dan moet ons lewe saam met dit gee. Nie net ons hart en sê ek dag en tyd, maar wat van jou lewe. Suzelle, baie dankie dat jy gekom het vanmôre na Heartbeat FM. Ek dink amper ons kan nog 'n program op 'n stadium doen. Al is dit net oor Sozo en dat ons bietjie vir die mense verduidelik waaroor dit gaan en so aan en oor bevryding. Ek weet of jy vir ons wil bietjie afsluit met 'n gebed en net vir ons luisteraars en kykers bietjie seën. Ja, verseker. Ja, Here, ek bid vir oggend vir elkeen wat luister vir oggend en wat ervaar U is besig om met hulle te praat, Here, en ek ervaar dat daar mense is wat desperaat is vir verandering, Here, hulle is honger vir meer en hulle wil hoor en dieper gaan. En Here, soos wat hulle luister na hierdie boodskap vir oggend, wil ek vra dat die Heilige Gees hulle sal aanraak, soos wat die Heilige Gees my aangeraak het 28 jaar terug en my hele lewe verander het. Ek bid dit vir elkeen, Here, en ek bid vir 'n kragtige verandering en transformasie in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Wel baie dankie dat jy ingeskakel is. Jy's ingeskakel by Hizar. Dis elke Vrydag 9 tot 10, Woensdae 9 tot 10 regstreeks hier op Heartbeat FM. Ons is weer Vrydag terug met Freek 'n vermaak van Baasraak. So mag die Here u seën, mag hy u vat van glorie tot glorie en baie dankie dat jy ingekom het. Suzelle, ons maak definitief weer so. Dankie vir die uitnodiging, Richard. Amen.